Vriende, baie welkom en hartlike groete van môre op hierdie eerste Sondag na die groot Christusdag viering. Die eerste Sondag na Kersdag, waar ons nou vooruit beweeg in 'n nuwe seisoen, waar ons nou in ons normale gang van die lewe die nuwe jaar vier, maar waar ons nie so gou moet laat gaan van wat ons donderdag gevier het en waantoe ons opgebou het in hierdie tyd waarin ons nou verkeer het nie. Ons juig Christus, ons verlosser, maar ons onthou ook met liefde sy vleeswording. Ons juig die kindjie in die krib. Ons juig ons redder, die een waar ons veilig en tuis word. Ek wil vir ons lees so aan die begin van hierdie diens uit Jesaja 63 vers 7 tot 9. Dit lees: Ek sal die troue liefde van die Here verkondig. En hierdie teks is so half 'n roepingsverklaring van gelowiges en dit is ook 'n opdrag vir ons in hierdie tyd waarin ons inbeweeg. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig. Die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het. Sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Wanneer ons later by ons teksgedeelte gaan uitkom, Matteus 2 vers 13 tot 23, die vlug na Egipte, na die kindermoord van Herodes en uiteindelik die terugkeer na Nasaret, is hierdie woorde dat hy was die engel self wat hulle gered het. Dit is die teenwoordigheid van God self wat red, wat lei, wat terugbring, weer tot homself versoen. Vir ons ook vandag, waar ons nou na die Kersdag, na amper wil ek sê die hoogtepunt van die jaar staan, waar ons nog steeds leef in daardie hoogtepunt. So Stefan Joubert dit nou die dag so mooi gesê het, vir hom is elke dag Kersdag, want elke dag is die viering van God wat mens geword het, die viering van God wat onder sy skepping kom woon het, wat kom red, wat weer terugbring, wat die ewige lewe laat inbreek tot ons alledaagse lewe. Vriende, dit is 'n goeie tyding wat vir ons gebring is. Dit is 'n blye tyding. Dit is die Hemelkoning wat ons loof en prys, wat ons nie net donderdag los nie, maar wat ons deurtrek in hierdie nuwe seisoen, in hierdie nuwe jaar, waarin ons die week gaan inbeweeg. Dit is hy wat ons kom red. Dit is hy wat ons kom heel maak. Dis hy wat ons krag gee. Daarom wil ek vra nou vriende dat ons in gebed voor die Here sal keer en hom loof in ons gebede vir hierdie waarheid. Kom ons bid saam. U ons almagtige koning, ons heiland, ons redder, ons verlosser, U ons trooster. Ons kom vanoggend na 'n groot gejubel in hierdie week weer nederig voor U voete, Heer. Ons kom weer om U te loof en te prys. Ons kom in opregtheid voor U. En ons vra, Here, dat U ons nie net vanoggend sal vorm nie, maar ons sal uitstuur. Dat ons die waarheid wat ons in Kerstyd so gevier het, so verkondig het, en Advent voorberei het, nie hier sal laat nie. Nie net sal los in die ou jaar terwyl ons die nuwe een ingaan nie, maar dat soos wat die jaar verwissel, ons U nie sal verwissel nie. Dat U sal staande bly in ons lewe, dat ons aan U sal vashou, dat ons by U sal bly. Dit, Here, is miskien die groot uitdaging wanneer ons jaar na jaar sien hoe getalle na Kersdag val,
Ons sien hoe jaar na jaar ons net op een besonderse dag by mekaar sal kom. Dat ons dit nie sal voorthou nie. Dat ons sal terugkeer na U huis. Terugkeer in aanbidding voor U. Here, waar ons vanoggend die besondere voorreg het om 'n doopeling te hê. 'n Kindjie, Here, dat ons sal herinner word aan ons doopbelofte ook. Dat ons as gemeenskap van gelowiges saam U naam sal loof en prys en aanbid. Dat ons geloof in hierdie tyd nie net as 'n individuele ding sien nie, soos wat elkeen sy eie individuele Kersgeskenk onder die boom gekry het nie, maar dat ons dit sal sien as 'n gemeenskaplike saak, Here. Dat ons sal terugkeer as 'n gemeente na U. Here, vul in hierdie dae ons harte met U Gees. Lei ons na U bron van lewende water. Mag ons tuis word weer by U. En mag ons aanhou die Kerswaarheid sing in hierdie nuwe jaar in. Amen. Vriende, ons teksgedeelte vanoggend, soos reeds genoem, kom uit Matteus 2 vers 13 tot 23. Dis eintlik 3 verskillende verhale wat so saam ingeweef word tot een groot storie. Dit gaan van die kindermoord van die wrede Herodes na die vlug tot Egipte en uiteindelik die terugkeer van die heilige familie na Nasaret. Ons lees vanoggend daarom hierdie storie as 'n geheel. Ons trek dit nie net van mekaar af nie, want alles kom saam om ons iets te leer van die beskerming van God. Beskerming wat ons bely in die verbond plaasvind. Die verbond waarin ons elkeen wat gedoop is in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees ingenooi is. Ek lees daarom vir ons Matteus 2 vers 13 tot 23. Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, nou hierdie is nadat die wyse manne almal vertrek het, so nie nadat die familie vertrek het nie. Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Ons weet ook van die wyse manne wat ook die waarskuwing gekry het om nie terug te keer na Herodes toe nie, as gevolg van sy wreedheid, van sy wraakgierigheid. Vers 14, Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, en dit kom uit Hosea, as ek dit reg onthou. So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Nou, ek gaan myself die laaste maal onderbreek. Onthou ook wat het gebeur met die uittog uit Egipte. Daar's baie parallelle tussen die verhaal en die verhaal van Israel se groot trek uit Egipte, veral hierdie deel ook. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie, nog profesie wat vervul word. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Argelaos in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer,
was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat die profete gesê is, hy sal Nasarener genoem word. Ons lees tot sover. Veral daardie laaste woorde is ook 'n blywende deel van Christus se bediening. Ons weet op die kruis waar hulle die bordjie bo gehang het, die INRI, is dit Jesus Nazarenus Rex Judeo, waar daai identiteit as 'n Nasarener om lewenslank bygebly het. Nou, ons staan vanoggend dalk met hierdie vraag. Wat is die blywende betekenis van Kersfees? Watter nut het dit vir ons vanoggend nog, 28 Desember, 3 dae na al die Kersvieringe? Wat maak ons daarmee? Wat maak ons, want in party huishoudings is die boom nog op. Daar's dalk 'n kerskous of 2 wat hang, daar's beslis nog 'n koekie of 2 wat nog nie opgeëet is nie. In ons huise het ons nog hierdie blywende, sigbare herinneringe dat dit is nog Kerstyd. Ons het nou 'n Kerslied gesing oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Baie huishoudings brand die liggies nog. Ons het so een huis in die straat waar ek bly, waar die liggies die hele jaar brand, waar hulle dit nie afhaal nie. Blywende herinneringe. Wat maak ons daarmee? Ons teks vanoggend trek ons nie terug Bethlehem toe nie. Dit trek ons immers na 'n ander deel toe. Dit trek ons Egipte toe. Weg van hierdie Kersdagvieringe na 'n nuwe deel toe, waar die uitdaging weer kom. Wat is die blywende betekenis van die Kersdag? Hoe kan ons God wat neerdal, God wat mens word, God wat onder ons kom woon, om ons uiteindelik verlossing te bring, steeds vier in die plekke waarin ons uitbeweeg? Ons teks vanoggend is een van vlug, van geduld, van geweld, van trane, van seer. Om agter te laat wat jy nou net gekry het, as gevolg van die wreedheid van ander. Maar Matteus laat ons nie toe om die Kersdag, die geboorte van Christus, te isoleer van die wêreld waarin hy gebore is nie. Hy laat ons nie toe om Jesus in 'n vakuum te plaas en nie te lees in die wêreld waarin hy gebore is nie. Die kind van Bethlehem, die veilige kindjie, word nou 'n bedreigde kind, word nou 'n vervolgde kind wat beskerm moet word. Wat beteken Kersfees wanneer ons wêreld ook nie stil raak nie, maar gewelddadig bly vervolg, bly uitdaag, bly seermaak? Wat is die betekenis daarvan? Nou, ek sal bieg, hierdie teks is partymal baie moeilik om saam te lees, want dit is regtig 3 verskillende verhale wat gelees word, maar daar is 'n goue lyntjie wat ons kan volg. En dit is dat ongeag aardse heerskappy, ongeag onsekerheid, vrees, wat dit ook al mag wees, word ons veilig gehou, beskerm deur die krag van 'n hemelse koning, van 'n ewige koning, een wat ons waarlik kan beskerm. En daarmee lees ons hierdie goue lintjie regdeur ons teks vanoggend, dat ons daaraan vashou, dat ons is deel van die huisgesin van God en beskerm deur sy teenwoordigheid. Nou, as ons in die eerste plek bietjie kyk na wat is hier aan die gang, daar is 'n magspeling besig om plaas te vind tussen 'n aardse heerser, Herodes, en die hemelse heerser, God. Nou, Herodes heers nie uit liefde uit nie. Hy heers uit vrees uit. Ek dink daar in die Bronx-styl, daai ou fliek waarin Robert De Niro speel, word dit nogal baie sigbaar van die maffiabos is die een wat uit vrees uit oorheers, nie uit liefde uit nie. Mense bedien hom omdat hulle bang is vir hom. Nie omdat hulle iets wil noodwendig kry nie, maar omdat hulle weet as hulle uit lyn uit gaan tree, gaan hulle hul lewe verloor. Dieselfde met Herodes. Herodes is nie die eenmalige figuur wat ons net in Jesus se tyd voorkry nie.
Hy is eintlik 'n antitype of 'n tipe, 'n archetype van aardse mag, van geweld, van politieke mag, van wreedheid. Ons kry 'n Herodes in elke seisoen. Ons kry 'n Herodes regdeur die bestaan van die mensdom. Herodes hier by Christus is nie net wreed nie, hy's bang. Daar is 'n koninkryk wat syne bedreig. Nou hier kan jy self indink, 'n klein kindjie wat so 'n magtige heerser bedreig. Kan jy sien hoe waarlik magtig is die Here en hoe kragtig is die beloftes en hoeveel vrees dryf dit eintlik in die hart van die wat God wil omvergooi, wat God se plek wil inneem. Hy probeer die beloftes wat God maak met geweld te stuit. Hy's 'n antikoning teenoor God as die ware koning. Nou onthou net, hy is nie net sommer 'n historiese figuur nie, hy is ook 'n tipe. Hy is die struktuur wat lewe bedreig. Hy is die een wat vervolg. Beskerming by Herodes is oppervlakkig. Dis net in sover ek my lewe kan behou. Daar is nie vooruitgang by hom nie. Daar is nie om jouself te vind in Herodes se koninkryk nie. Dit is alleen om oorlewing. Totaal en al die teenoorgestelde van Christus se koningskap, waar ons kan leef, vooruit beweeg, kan groei, kan vermeerder. Herodes se beskerming word teenoor God se beskerming gestel. God stuur 'n enkele hemelse wese, 'n engel. Hy stuur nie hierdie groot hemelse leer af om die kindjie te beskerm nie. Herodes stuur sy hele leer uit om te gaan vermoor, maar God stuur een uit om die boodskap te bring dat hy sal beskerm. God beskerm nie deur Herodes ook te vernietig nie. Hy beskerm deur die familie weg te lei, deur nie nog meer skeuring te bring nie. God se beskerming beteken nie dat die gevaar nie bestaan nie. Dit is werklik, dit is dreigend, maar die gevaar sal nie die laaste woord hê nie. Dit is 'n gevaar wat nie God se krag kan oortref nie. Wanneer hulle dan vlug Egipte toe, word ons herinner aan die woorde van die profete, word ons herinner aan daardie verbintenis met die Exodus vanuit Egipte, en is nogal 'n baie mooi, as jy dit so wil sê, simboliek, dat God nou terugkeer na die land waarin hy sy volk uitgelewer het. Dis 'n preek vir 'n ander dag, maar daar's hierdie mooi simboliek en hierdie mooi parallel tussen God se groot reddingsdaad in die Ou Testament en nou die begin van sy groot reddingsdaad in die Nuwe. Nou Egipte herinner ons altyd aan die verbond van God. Sy beskerming aan sy volk, aan die wat hy uitverkies om deel te wees van sy huisgesin. Ek was korrek, dit was Hosea 11 vers 1 tot 4, waar hy sê, uit Egipte het ek my seun geroep. Christus tree nou as te ware daardie, kom ons gebruik maar die groot woord, die heilsgeskiedenis van Israel, die groot verlossende geskiedenis van Israel binne. Matteus lees die profeteboek. Onthou, Matteus is 'n Joodse geleerde ou. Hy's nogal slim. Ek dink hy was 'n fariseer of so nie, maar hy was 'n slimmerige ou gewees. Hy lees Joodse profesie, Joodse tradisie, Christologies. Hy lees dit deur die Jesuslens en interpreteer dit so dat ons kan sien Christus is die Messias. Hy is die een wat beloof is deur die eeue aan die volk. Daarom sal Jesus ook Israel se verhaal herleef van Egipte, van uittog, van terugkeer na die beloofde land. Maar Jesus is nie net die verlosser van Israel nie. As ons dit nou regtig op Matteus se simboliek wil draai, word Jesus Israel as die verlosser. Hy verwesenlik die volk. Hy is die, ek wil amper sê, die samekoms ten volle van die volk. Hy verteenwoordig die volk van God, net soos wat 'n koning sy land sal verteenwoordig. In ons geval 'n president, al doen ons president dit ook nou nie so goed altyd nie,
Maar die leier is die verteenwoordiging, die embodiment van die volk wat hy lei. So ook word Christus verteenwoordigend van Israel. Maar ook deur hom sal God die nuwe Israel skep, wat ons weet is die kerk. Sy liggaam, die gelowiges wat in sy naam te samekom. God se beskerming in hierdie verhaal sien ons vind altyd plaas in sy volk, in die nasie wat hy vir hom uitkies, in sy heilige kerk. Dit is nie aan 'n streek gekoppel of aan 'n identiteit of enigiets nie. Dit is die wat in die kerk behoort, deel is van sy liggaam. Dit is sy volk en dit is waarin sy beskerming ook gebied word aan sy gelowiges. Nou die verbond is werklik, dit is kragtig, ons erken dit as gereformeerdes. Dit is nie net mooi wit gepleisterde woorde of sentimenteel nie, ons beleef dit vanoggend ook in die besonder later, waar ons dit vier, as 'n werklikheid in ons lewens, dat ons deel is van Christus se liggaam. En God beskerm die wat in daardie liggaam ingetrek is. Hy's getrou in sy belofte om hulle te beskerm, om hulle te vorm, te laat groei. En so word die verbond nie net 'n sentiment nie, dit word 'n werklike daad. Dit word iets wat ons deur die geskiedenis kan sien, wat nie net vergete is of in die Ou Testament plaasgevind het nie, maar nou ook vir ons wat in die nuwe verbond lewe. Wanneer ons aan verder lees, die terugkeer, sien ons hoe binne in hierdie beskerming van God ons ook nie moet ligloop nie. Net omdat ons in die beskerming van God leef, beteken nie ons word ontsê van gevaar of bedreiging nie, net soos die kindjie en sy familie nie ontsê is of weerhou is van gevaar en bedreiging nie. Verskoon tog. Josef bly luister vir God. Hy bly onderskei, hy bly waaksaam. Hy neem verantwoordelike besluite en hy luister vir wat die beste opsie is. Hy loop nie net willy-nilly die lewe in nie, net soos ons as gelowiges nie net willy-nilly die lewe moet inloop nie. Ons moet bly oordeel, ons moet bly skat wat is goed en wat is verkeerd. En dan kom hulle uit by uiteindelik waar God se beskerming nie net in besondere gevalle voorkom nie, maar oor die hele lewe. Hulle gaan na Nasaret. Nasaret is hierdie dorp wat nie glorieryk is nie. Dis hierdie stil, onopvallende, nederige ou dorpie sonder veel aansien of status. God se seun sal nie groot word in 'n paleis nie. Hy sal nie groot word in 'n dorp met hoë aansien nie. Hy gaan nie Jerusalem toe of terug Bethlehem toe nie. Hy gaan na 'n nederige dorpie. En so kan ons ook sien word die beskerming binne in God se huishouding nie net sigbare eer nie. Beskerming deur God beteken nie net ek kry wat ek wil hê nie. Dis juis in die onopvallende lewe, die lewe wat net elke dag aanstap, soos vanoggend wat net gewoon aanstap. Daar juis kom die beskerming van God na vore, ons wat deur sy bloed gedek word. Nou, daarvan gepraat, ons is kinders van God. Ons lewe onder sy beskerming, ons is geseël deur die doop in die huishouding van God. Maar, ons leef in 'n soortgelyke wêreld, eintlik maar dieselfde wêreld, vol Herodes figure. Ons kinders is steeds kwesbaar soos die kindjie kwesbaar was vir daardie bedreiging. En die kerk is nie geïsoleer van gevaar buite en binne nie. Ons lewe in 'n wêreld soortgelyk, identies as die een waarin die kindjie gebore is. Daarom moet ons dalk weer erns begin neem met wat beteken dit nou eintlik om in die verbond van God te leef? Beteken dit ek sit net terug en laat God alles doen? Of beteken dit ek lewe elke dag deur beskerming? Nie uit vrees uit nie, maar in sekerheid, dat maak nie saak wat gebeur nie. Ek is deur die bloed van Christus geseël.
Ons word nog ingeslyp by hierdie beskermde belofte, maar nie gevrywaar van lyding nie. Ons word wel verseker van God se teenwoordigheid in ons lewens, op ons pad. Dis nie 'n waarborg deur gevaar nie, maar 'n belofte dat geen gevaar ons uit God se hand kan ruk nie. Dat al sak die hele aardse mag op jou toe met hulle mag en al hulle leer, al hulle soldate, is God alleen magtig genoeg om ons daaruit te red. Ons is ingelyf tot sy liggaam, ons lewe in sy teenwoordigheid waar ons kan groei, waar ons kan die ewige lewe opneem, waar ons gered word van die duisternis en sonde. Ons is deel van die hemelse koninkryk en as ons nou dit bietjie wil gebruik op die taal van hierdie teks, dit is waarheen ons vlug wanneer ons bedreiging voel. Wanneer daar toesak op ons, vlug ons nie na 'n nuwe stad, na 'n nuwe plek toe nie. Ons vlug heel eerste na ons Here. Heel eerste na God wat ons beskerm. Nou, hoe lewe ons na Kersdag dan? Ons kan dit in 3 bewegings so half indeel. Die eerste, soos Josef, ons lewe waaksaam, nie naïef nie. Ons kyk wat om ons aangaan. Ons is nie blind vir die wêreld waarin ons leef nie. Ons geloof sluit hierdie verantwoordelikheid in om erns te maak met die sondige, gebroke wêreld waarin ons leef. Om dit nie net toe te skryf van iets wat gaan vergaan nie, maar om daar binne te leef. Net soos wat Josef ook hierdie gevare van die wêreld ernstig opgeneem het en daarop reageer, moet ons dit ernstig opneem en daarop reageer. Ons moenie terugstaan en net die heeltyd weghardloop daarvan nie. Daar kom 'n tyd waar ons moet opstaan vir die geloof en teen dit uitspreek. Ons doen dit nie alleen nie. Ons doen dit met die een wat saam met ons staan, met God aan ons kant. Maar ons moet nie so blind wees vir die wêreld dat ons terugstaan daarvan af nie. Om gedoop te wees, het ons nou al reeds gesê, weerhou ons nie van gevaar of versoeking of die duisternis nie. Wat dit ons wel verseker, is ons is nie uitgelewer, oorgelewer daaraan nie. Ons moet seker maak dat ons in die lig bly. Onthou die doopbelofte wat ons as gemeente opsê vir die kindjie. Ons moet seker maak om in die lig te bly, om mekaar daarin te onderhou en mekaar te herinner dat ons in die beskerming van God leef. Beskerming waarmee ons lewe uitgaan. In die tweede plek, ons lewe met vertroue, ons lewe nie met vrees nie. God se beloftes is sterker as die aardse mag. Ons sien dit in die verhaal. Herodes slaag nie. Al wat hy eintlik bring is pyn en seer in die landstreek waarin hy regeer. God bring genesing. Hy bring verlossing in teenoorstelling van Herodes. Ons bely dan immer soos in Lukas dit lees dat daar nie 'n enkele haar van ons kop sal afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Dit is God alleen wat ons beskerm. Vrees is wanneer daar onsekerheid is oor wat voorlê. Byvoorbeeld, ek weet nie wat in hierdie donker kamer aangaan nie, so ek is bang daarvoor. Ek weet nie as ek in die nag uitgaan wat ek gaan kry daar buite nie. So ek is bang daarvoor, ek vrees daarvoor. Vrees en Christendom hoort eintlik nie in dieselfde sin nie. Want ons het nie vrees nie, want ons is nie onseker oor wat in ons toekoms voorlê nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons het een sekerheid wat ons lewe lank dra, wat alle vrees uitwis, en is die sekerheid dat God met ons is. Dat God ons vergesel op die pad, dat God soos 'n lig in daardie donkerte staan, dat ons, al sien ons nie wat om ons noodwendig aangaan nie, ons een sien. Een ding in die donker te sien, en dit is die teenwoordigheid van God. Daarom hoef ons nie onseker te wees of te vrees nie, want God ontmoet en vergesel ons langs die pad. En dan in die derde punt, ons lewe vir mekaar, soos Josef opgetree het om sy gesin te beskerm, en uiteindelik weet ons ook die hele mensdom in daardie daad van gehoorsaamheid, lewe ons vir mekaar.
om mekaar van hierdie beskerming te leer, om mekaar te bou in die geloof. Ons is deel van 'n nuwe koninkryk. Ons is elkeen aardse wesens, maar ons is hemelse burgers. Ons is 'n gemeenskap, soos ons in die geloofsbelijdenis bely, van heiliges, van gelowiges. Dit sê nie individue in God se naam nie, dit sê gemeenskap. Ons is sterker as Christene, as ons saam staan, as ons die kerk saam vorentoe dra, as ons roeping om na die Kersdag steeds die Christuswaarheid uit te leef en te verkondig, saam doen. Een persoon gaan baie moeilik 'n revolusie begin, maar as ander saam beweeg, dan is dit moontlik. Ons dra die verantwoordelikheid vir mekaar tog, as geloofsgemeenskap, en daarom is ons nie net inwaarts gerig nie, selfbeskerming, soos Herodes homself en sy mag wou beskerm nie, maar ons is uitwaarts gerig, om ons gesin, ons familie, ons vriende ook te laat beskerm, om hulle te dra. Ons is uitwaarts gerig. Ons deel in die voorbeeld van God van Matteus 2, om die hele mensdom te betrek. Daarom word ons geroep om te begelei, waar ander nie weet wat om te doen, om waarheen om te gaan nie. Ons is altyd sterker saam. Ons lewe in die lig van God, in die donker paaie van die lewe. Nou, as ek mag afsluit, die Kersverhaal eindig nie by die krib nie. Dit eindig nie waar ons uitbeweeg nie. Dit loop deur Egipte, deur trane, deur seer, deur Nasaret, uiteindelik na die kruis toe, na verlossing. Dit loop altyd binne God se trou, sy teenwoordigheid. En daarom leef ons nie uit vrees nie, maar uit vertroue dat God, wat sy seun beskerm, ons as sy kinders ook beskerm en nooit sal laat gaan nie. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Almagtige Here, U is die een wat ons dra. U is die een wat ons veilig bewaar, in die palm van die hand vashou, en ons nie laat gaan nie, Here. Maar ons dra deur hierdie lewe, op onbekende paaie, in donker strate, waar ons op een ding kan fokus, en dit is U lig, Here. U self wat langs ons stap. U wat ons lei waarin ons moet gaan, wat ons bring by lewende waters, waar ons tot rus kan kom. Here God, dit is my gebed dat in hierdie tyd waarin ons nou inbeweeg, in die nuwe jaar, 'n jaar waar ons so dikwels wil sê, dit is my nuwe jaar, ek gaan die meeste daarvan maak, dat ons miskien in die eerste plek sê, dit is nog 'n jaar saam met U, nog 'n geleentheid om ons geloof in U te versterk en uit te brei, uit te bou. Maar ook, Here, nie net op ons eie geloof te fokus nie, maar op die van ons gemeenskap, van ons geliefdes. Dra ons, Here, in hierdie week, ondanks onsekerheid, ondanks twyfel, met U woord, met U lig wat ons vooruit beweeg. Here, ons bid dit in die groot en in die heilige naam alleen. Amen. Ek wil nou vir Dominee Johan oorhandig, en vriende, ek wil net sommer op 'n persoonlike vlak vir julle baie dankie sê vir die laaste paar dienste wat ek hier by julle kon begelei. Ek en Shunay ry nou amptelik Saterdag af Kaap toe, waar ek my beroep van die eerste af aangeneem het. So ek wil vir julle ook dankie sê vir die wonderlike herinneringe wat ek in hierdie maand saam met julle kon skep, en dat julle ook in julle gebede ons gedra het, en ek sal julle nie vergeet as ek op 'n donderdagmiddag op Blouberg se strand bietjie aan 'n preek sit en werk, of julle weet, lekker in die strand gaan swem nie. Maar op daardie noot wil ek sê net baie dankie. Dominee Johan, dankie vir die voorreg om my laaste preek in Transvaal hier by julle gemeente te kan doen.